Gefokus. Ons kyk in hierdie gedeelte gefokus na die verskil tussen egte godsdiens volgens die openbaring van die Here en gefantaseerde godsdiens volgens seremonies. Die klem is gerig op die verskil tussen die woord van God wat regtig is en seremonies wat gaan oor 'n gefantaseerde godsdiens. In hierdie gedeelte gaan ons voort met die vorige keer en ons kyk na 'n dolfyntjie, die verskil tussen 'n dolfyntjie se ouers se roep, dit wil sê daai roep wat dolfyne maak as hulle met hulle kleintjies kommunikeer, en die fluitjieblaser wat die afrigter is van 'n dolfyntjie wat gevang is, weggevat is by sy ouers en in 'n hok aangehou word om toertjies te leer in 'n groot swembad vir toeskouers. So die voorbeeld gaan ons help die verskil tussen die roep van dolfyne na hulle kinders en 'n fluitjieblaser wat klein dolfyntjies toertjies reël. Ek wil graag vir julle gedeelte voorhou uit 2 Petrus 1. Hierdie saak was van die begin af deel van die Christelike geloofsstryd gewees en onderskeid tussen al die godsdienste, afgodsdienste binne in die Romeinse Ryk. In daardie situasie stel Petrus die volgende in hoofstuk 1 vers 16. Ons het immers nie op vindingryke fabels verlaat, toe ons die kragtige teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus aan julle bekend gemaak het. Inteendeel, ons was ooggetuies van sy ontzagwekkende grootsheid. En dan gee hy die insident waar hulle saam met die Here op die berg was en hulle die stem gehoor het, hy is my geliefde seun, julle moet na hom luister, ek verbly my in hom. En dan kom hy en dan stel hy verder, vers 19, en daarom beskik ons oor die profetiese woord, wat nog vaster staan. Julle doen die regte ding as julle daarop gefokus op die profetiese woord van Jesus is die Christus, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Dit moet julle veral besef, geen profesie in die skrif berus op eie uitleg nie. So wat Petrus kom in hierdie gedeelte, en hy sê, ons fokus op die geopenbaarde woord van die Here, wat Jesus Christus is, want dis nie 'n vindingryke fabel nie. Die woord van die Here, die woord van die evangelie, is die kragtige teenwoordigheid van Jesus Christus by sy kerk en gelowiges. Dis die saak. Die woord van die Here, die Bybel, is hoe God kragtig teenwoordig is met ons, en seremonies is die wyse waarop vindingryke fabels gevier word as 'n spirituele belewenis. Seremonies, rituele seremonies in die kerk, spirituele seremonies, is nie 'n lewe in gehoorsaamheid aan die woord van God nie. Dis 'n geestelike toertjie. Hoekom doen 'n dolfyntjie 'n toertjie? En die regte diepte van 'n dolfyntjie ervaring, as jy wil, is nie vir visse nie. Hy sal niks doen as die afrigter, mentor, nie daardie fluitjie blaas nie. Want as hy die fluitjie blaas, dan hoor die dolfyntjie iets van die ouers wat afwesig is. Hy hoor iets soos, hier kry ek die rigting en die leiding van hulle wat my ouers is terwyl hulle nie hier is. En dis die dryfkrag, as jy wil. Dit is die motivering. As ek daai fluitjie hoor, dan voel dit asof ek en klink dit asof ek my ouers hoor. En dan sal ek die toertjie doen. Ek wil vir jou 'n staaltjie vertel. Ek het met 'n jongman eendag gesels en van gevra, hoekom boot jy jou pa se naam? Is al besig op hom. Toe sê hy, as ek doen wat hy doen, en ek probeer wees soos wat hy is, dan voel dit of hy naby is.
Want as ek dit nie doen nie, is dit weg. So as jy vra, hoekom doen dolfyntjies hierdie toertjies, dink ek so, as ek die toertjie doen, as ek die fluitjie hoor wat klink, soos die roep van my ouers, dan voel hulle daar naby. Fabels. Vindingryke fabels, wat klink soos die woord van die Here, maar wat nie meer die woord is waardeur die Here Jesus self kragtig teenwoordig is. Die woord waardeur hy my met hom in sy teenwoordigheid en deur sy teenwoordigheid lei. Vindingryke fabels is die enigste manier waarop die kerk verlei kan word om geestelike toertjies te doen. Net soos daai dolfyntjie. As ek vervreem is van my ouers en ek hoor 'n stem amper soos hulle sing, dan sal ek 'n toertjie doen om te voel hulle is naby. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld van vindingryke fabels wat dominees ook NG dominees in die protestantse kerke wêreldwyd besig is om die woord van God 'n fabel te maak, sodat jy met 'n leë woord van God die seremonie kan beleef as dit is die teenwoordigheid van die Here. Jesus het uit die dood uit opgestaan, het nie regtig gebeur nie. Dit het nie metafisies objektief gebeur nie. Dit was 'n belewenis wat die disippels gehad het in hulle rou nadat die Here dood gegaan het, en so moet Jesus in ons harte opstaan en God in ons lewe opstaan, sodat ons die krag van God kan beleef, soos die disippels hierdie vindingryke fabel beleef het dat Jesus uit die dood het opgestaan. Wat het ek nou gedoen? Nou het ek van die kragtige teenwoordigheid van die Here, wat self vir my deur sy woord openbaar is teenwoordig, het ek 'n vindingryke fabel gemaak en 'n geestelike belewenis. En ek maak die woord leeg, en as ek die woord leeg gemaak het, dan kan ek vir mense sê, kom ons beleef die opstanding van Jesus, terwyl ons die kers in die lig van die Here opsteek, of een of ander seremoniele nonsens. Dieselfde, kom ons maak van die Here se kruisiging 'n fabel. Jesus is gekruisig om vir my te wys ek moet my eie belange kruisig, en ek moet my eie ek soos Jesus kruisig, sodat ek God my kan gebruik. Wat maak ek nou? Dan maak ek van die kruisiging Christus wat in sy woord vir my sê, ek sê jou nooit vervloek nie, want ek was die vervloekte aan die kruis vir jou. Maak ek 'n vindingryke fabel, so om wat te doen? Om 'n seremonie te maak van mense wat hulle self kruisig, sodat hulle kan voel hulle is gekruisig soos Jesus, hulle het gelei soos Jesus, omdat hy nie hier is in sy kragtige teenwoordigheid, en ek deel, ek moet sterf soos Jesus. Jesus het gesterf om te wys, ek moet my eie ek doodmaak, sodat ek vir almal alles kan wees. Vindingryke fabel, terwyl die kragtige teenwoordigheid van Jesus Christus in die woord, ek het gesterf sodat jy nie hoef te betaal, is leeg, en in hierdie leë woord van God word die ruimte geskep. Ek sal 'n geestelike toertjie doen met die dominee se olie, met sy assies, met sy kruis, met sy serpies, met sy watertjies, ek sal 'n geestelike toertjie doen, want ek hoor in hierdie lewe woord niks meer van die Here se teenwoordigheid. En as ek soos Jesus het, deur een of ander seremoniele oefening, dan sal hy dalk teenwoordig voel. Dis die roep van 'n fluitjieblaser. Dis geestelike spirituele leiers wat die Bybel blaas soos 'n fluitjie. Jesus het gesterf, Jesus het opgestaan, maar dis 'n leë roep. Want dis nie meer die woord van die kragtige evangelie waardeur Jesus Christus met jou teenwoordig is nie. Kom ons luister weer. Ons het ons immers nie op vindingryke fabels verlaat. Fluitjies wat geblaas word wat klink soos die Here se evangelie. Toe ons die kragtige teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus aan julle gepreek het, geleer het, gekatoliseer het en met Bybelstudies aan julle oorgedra het. Ons hoor die roep van Christus as die teenwoordige Here in sy woord. Ons is dolfyntjies wat die roep van ons ouers hoor en ons daardeur laat ry. Ons is nie gevang
Ons is nie geïsoleer, vervreem van Jesus Christus, en wat na vletjiesblasers luister en toertjies uitvoer, omdat ons iets van die Here se nabyheid wil beleef in 'n Kers. Baie dankie.